Ek wil verder gaan met die praat oor hierdie woordjie vexation. Ons moet vanmôre 'n bietjie gaan kyk wat mense in hierdie wêreld doen om mense te vex. En deur hierdie vexation om 'n land te verontreinig en te ontheilig. En ek bid die Here dat ons hierdie woord gaan ontvang en gaan luister wat die Gees van God vir ons sê, want dis twee baie belangrike dinge wat ek gaan uitlig. Kan ek nie anders as om te dink aan ons land Suid-Afrika en waar ons is op grond van hierdie woord wat ek vanmôre vir u gaan bring. Want dit is so dat die Here beloof aan ons natuurlik daardie oorvloed wat in Kanaan was, want God vat sy volk uit slawerny en hy bring hulle na 'n land waar daar oorvloed is van vrugte, melk, heuning, en almal ken die verhaal. Maar God het die volk gewaarsku en gesê, luister, wanneer jy in hierdie land inkom, dan moet julle nie deur vexation hierdie land verontreinig nie. Want anders gaan die seën van God onttrek. Wat hy beloof het natuurlik hierdie oorvloed. Ek wil ons moet dit deurtrek ook na die Nuwe Testament toe. En dit is wat ek wil doen deur hierdie woord. En ek wil ons moet eers gaan kyk dat wat is dit wat mense gebruik om ander te vex? Ek gaan vir 'n paar dinge noem wat die skrif vir ons gee. En veral dit wat 'n impak het op 'n land soos Suid-Afrika. Esegiel 22 vers 29, ek lees dit vir die eerstens uit die King James Version. Hy sê in hierdie gedeelte, the people of the land. What have they used? They have used oppression and exercised robbery and have vexed the poor and the needy. Yeah, they have oppressed the stranger wrongfully. So what have the people used to vex those people in the land? They have used oppression. They've oppressed the people. This is exactly what's happening today. Dis presies wat vandag gebeur. The word oppression here is violence. So they have used violence. Furthermore, they have maltreated the people, defrauded them and deceived them. They've robbed them. Anderwoorde gebruik geweld, hulle beroof mense, pleeg bedrog, hulle steel, hulle bedrieg. Afrikaanse gedeelte, hy sê vir ons die mense van die land pleeg geweld en eien hulle geroofde goed toe, ook verdruk hulle, they vex the people. Hulle verdruk hulle, die ellendiges en die behoeftige, en teenoor die vreemdeling pleeg hulle geweld sonder reg. Sien dit wat gebeur. Hierdie is aanklagte teen 'n land, teen die mense in daardie land. Jy sien, want mense verontreinig 'n land deur hierdie vorm van veksery wat plaasvind. Numeri 35 vers 34, hoor wat sê God hier. In terme van die volk Israel wanneer in die land inkom. En jy mag die land waarin jy woon nie verontreinig nie. Omdat ek daarin woon, want ek die Here woon in die midde van die kinders van Israel. My vraag is vanmôre, woon God in 'n land, Suid-Afrika? As ons gaan kyk in die ou verbond, het God die tabernakel opgerig en hy het sy naam daar gevestig om met die volk te woon. Nou as ons gaan kyk in die Nuwe Testament, kom God in die vorm van Christus, want Christus was God geopenbaar in die vlees. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Op hierdie aarde, so God is ook in die Nuwe Testament op hierdie aarde, ook in die land Suid-Afrika. Want Christus, toe hy gesterf het en opgevaar het na die hemel, het die Heilige Gees ontvang, wat die Gees van God in Christus is en woon in ons. God se Gees woon in hierdie land, Suid-Afrika. Amen. Nou sê die Here, daar waar hy woon, wat moet ons nie doen in 'n land nie? Ons moet dit nie verontreinig nie, deur vexation wat plaasvind deur mense. En dit is waarna ons vanmôre 'n bietjie gaan kyk. Ek wil vir u 'n paar dinge net noem, belangrike dinge, wat die woord uitlig,
wat mense doen deur weksery om 'n land te verontreinig. Eerstens is die woordjie oppression geweld. Met ander woorde, wanneer daar geweld is in 'n land, gebruik hulle dit om 'n land te verontreinig. Numeri 35 vers 33 sê dit, hy sê, en julle mag die land nie ontheilig nie, waar julle is nie, want die bloed ontheilig die land. Wat se bloed is hierdie? Hierdie is onskuldige bloed wat vergiet word en die bloed wat op die grond van daardie land val. Dis wanneer mense doodgemaak word, onskuldig. En vir die land word geen versoening gedoen vir die bloed wat daarin vergiet is nie, as net deur die bloed van hom wat dit vergiet het. Eina, besef wie die impak van hierdie skrif in 'n ou verbond. Wanneer iemand in die ou verbond onder die wette en die reëls wat God gegee het, gesondig het, wat het hulle gedoen? Hulle het hulle ou lammetjie gevat en dat hulle na die priester toe gegaan en die leviete en hulle het daai ou bokkie of die dier wat hulle gebring het, se bloed en die prys betaal en is geoffer vir die sondes van die volk. Maar wanneer iemand anders doodgemaak het, sou dit nie gehelp het om 'n lammetjie te vat nie. Nee, hulle moes die persoon gevat het wat die ander persoon doodgemaak het en dit is sy bloed wat deur die leviete en die priesters geoffer moet word. Dis die versoening wat gedoen word. Wat is dit? Niks anders as die doodstraf. Ons gaan later daarby uitkom in die Nuwe Testament. Esegiel 12:19. Jy moet aan die mense van die land sê, so spreek die Here, Here, aangaande die inwoners van Jerusalem in die land Israel, hulle sal hulle brood met kommer eet en hulle water in strome smart drink, sodat hulle land van sy volheid beroof woes sal hê vanweë die weld of die geweldpleging van almal wat in daardie land is. Geweldpleging is 'n groot probleem in 'n land. Moord is 'n groot probleem in 'n land. Sien, Esegiel 8:17 kom die skrif en hy sê, hier die profeet Esegiel, en hy sê vir my, het jy gesien, profeet Esegiel? Mensekind, is dit dan vir die huis van Juda te gering om die gruwels te doen wat hulle hier bedrywe, dat hulle die land met geweld gevul het, en my nog meer geterg het, en kyk hoe hulle die druiwe tak by hulle neusie hou. Dit was 'n ritueel wat hulle gedoen het deur son God aanbidding. Kyk ek na wat God sê met betrekking tot 'n land en onskuldige bloed wat vergiet word en hierdie bloed dan op die grond val van daardie land, doen dit sekere dinge in daardie land. My broers en susters, 'n Kolumbianers is om te bid vir Suid-Afrika, waar daar daagliks moorde plaasvind en onskuldige bloed op die grond van hierdie land Suid-Afrika val. Dis wanneer ons tot God moet roep om vergifnis. Want bloed roep, het jy geweet? Weet jy waar is die lewe? Die lewe is waarin? Is in die bloed. En ek vat nie na Genesis 4 toe. Natuurlik die eerste moord wat op hierdie teenswoordige aarde plaasgevind het, was toe Kain vir Abel doodgeslaan het. Nou nader God vir Kain, luister, voor daar enige wette was. Ek wil net vir u dit uitwys. Die wette was eers gegee by die berg Sinai. En nou kom Kain en hy slaan vir Abel dood en God nader hom in vers 10 en hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde. Wonder wat so gedruis is in Suid-Afrika. Want onskuldige bloed roep tot God. Vers 11 sê, daarom sal jy vervloek wees. Ver van die grond wat sy mond oopgemaak het, om die bloed van jou broer uit jou hand te ontvang. Want ons bloed op die hande van baie mense, nie net in Suid-Afrika nie, ook in ander lande in hierdie wêreld. Mense besef nie
wat hulle doen teen God. En wie iemand anders doodmaak of geweld pleeg in 'n land nie. Jy sien, want vervloeking het oor Kain gekom. Lees voordat God al enige wette vir die volk Israel gegee het. Jy sien, want daar sekere dinge wat 'n land vervloek. En dis een van die dinge, as ek dit hier gaan kyk, wat dit in mense se lewens in 'n land doen, dan gaan ons verder met, dis nie net geweld nie, dis een van die dinge. 'n tweede ding wat uitstaan, is afgodsaanbiddery, afgodery. Ons sien dit in Esegiel 36 vers 17 en 18. Mense kind, hy praat weer met Esegiel hierdie profeet. Sê toe die huis van Israel in hulle land gewoon het hulle dit verontreinig. Hoe verontreinig jy 'n land? Deur weksery. Luister, wat het hulle gedoen? Met hul wandel en met hul handelinge. Hulle wandel was voor my aangesig soos die besoedeling van die menslike onreinheid. Daarom het ek my grimmigheid oor hulle uitgegiet, vanweë die bloed. Want dis die bloed wat roep na God, onskuldige bloed, wat hulle in die land vergiet het, terwyl hulle dit met drekgode verontreinig het. Hoe verontreinig jy 'n land? Deur bloed in die eerste plek, onskuldige bloed deur geweld, in die tweede plek deur afgodsaanbiddery. Verontreinig jy 'n land? En kyk ek na sekere lande, wat was nie daar nie, maar ek het dit op televisie gesien. Ek sal ook nie so toe gaan nie. As jy die hoeveelheid afgode gaan sien, hierdie trekgode, wat partykeer in 'n land is, en ek gaan kyk 'n bietjie, my broers en susters, na Hindoeïsme, is een van die gelowe wat die meeste afgode het. Ek dink hulle het miljoene. Hulle noem dit polytheïsties, of monotheïsties. Christianity is monotheïsties. Why? We believe in only one God. Amen. God naamlik, God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis nie plural nie, hy's een. Daar's nie 3 verskillende afgode of gode wat ons aanbid nie. Dis een God, halleluja. Maar ek gaan vir jou sê, as jy gaan kyk na jou Hindus, hulle het verskriklike hoeveelheid gode. As jy in lande gaan kyk, die afgodsbeelde wat daar in party lande is, dis drekgode. Maar die Bybel van praat in so 'n land. Dis 'n verdere ding. Ek kan met u ure praat oor afgodsaanbiddery. Wat Israel mee betrokke geraak het, natuurlik Baal en Astarte, songod aanbidding, maangod aanbidding. That is why many people will worship the universe. Who provides for you? God, that is the creator of the universe. Amen. Gaan luister op televisie. Dan sal jy baie van hierdie mense hoor. The universe will provide for you. Man, the universe does not provide. If God doesn't give command to the universe, nothing will happen. It is God, our King, hallelujah. The master and the creator of the universe. He is the one that can provide. Nie 'n afgod nie, my broers en susters. Nie 'n God spot met hulle, man. Hy sê, luister, daai afgode, daai hout en die klip wat jy oortrek met goud, luister, maar hy kan vir jou niks doen nie. Jy moet vir hom iets doen. Hy kan nie eens van daar tot daar gaan, jy moet hom optel en daar gaan sit. Nou wil hy jou dra. Wat kan vir God dit doen? Belaglik, my broers en susters. Dan die Here, vir Jehovah Elohim, die God van die hemel en die aarde geskep het. Dis die een wie ek kan hoor. Halleluja. Derde ding. Al 4 skrifte uit die woord van die Here wat 'n land verontreinig, seksuele ongeregtigheid. Is 'n ding wat 'n land verontreinig. Ek gaan vir Levitikus 18 voorlees, maar in die konteks van hierdie gedeelte vers 25 moet jy vooraf gaan lees en daar is 'n lys van seksuele ongeregtigheid. Wat die Here lys. Hy praat van seksuele intimiteit wat jy nie mag hê nie. En die land is gevul daarmee. Praat van enige seksuele ongeregtigheid. Levitikus 18:25, wat sê omtrent hiervan? So het die land dan onrein geword as gevolg van seksuele onreinheid en praktyke wat nie volgens God se woord is nie. En ek besoek sy ongeregtigheid daaraan sodat die land se inwoners uitspuug. Levitikus 18, vers 27 en 28. Wys vir nog dinge met dit. Want die mense van die land
wat voor julle gewees het al hierdie gruwels gedoen. En die land het onrein geword. Hoe word 'n land onrein? Deur vexation. Wat plaasvind deur mense in daardie land? Laat die land julle dan nie uitspieg as julle dit veronreinig nie, soos dit die nasies uitgespieg het wat daarin voor julle was. Nou sê daar sekere dinge wat hierdie mense gedoen het wat hierdie land veronreinig het. En nou kom ek nader aan die huis. Broer, suster, hierdie was vir my skokkend gewees. Want ek wil met u praat nou oor geestelike aspekte in 'n land. Die geestelike atmosfeer wat daar in 'n land is, het 'n groot impak in 'n land. En ek wil hê dat ons moet gaan kyk hierna. Geestelike leiers moet baie mooi luister vanmôre. Jeremia 2 vers 7. En ek het julle gebring in 'n land van tuine om die vrugte en die goeie daarvan te eet. Wat 'n land is dit? Wat God die Israel gevat het. Kom in Kanaan. Luister, die verspieders kom uit daardie land uit, man. Hulle het trosse druiwe wat 2 manne moet dra. Daar's tuine daar wat vrugte het, en hulle nog nooit gesien het nie. God sê, luister, ek vat julle in hierdie land in om vir julle groot blessing te gee. Versigtig wees, God jou in 'n land invat. Want die Here sê vir hulle, wat hulle nie moet doen, wanneer hulle in die land kom nie, wat moet hulle nie doen nie? They mustn't vex that land. Hulle moet nie die land nou verontreinig deur hierdie dinge wat God juis gesê het, wat hulle nie moet doen nie. En wat het die volk Israel gedoen? Hulle het fantasties in daardie land ingegaan en vir 'n ou klein rukkie van daai vrugte gegee. Want wat doen hulle toe? They have vexed the land that God has promised them. Deur afgodsaanbiddery, deur geweld, seksuele ongeregtigheid. Ons lees van hierdie dinge in die Bybel en die volk van Israel. Dan besef ons die impak wat hierdie dinge in 'n land het. Ons gaan kyk wat het hulle gedoen. Geestelike leierskap, luister. Die priesters het nie gesê, waar is die Here nie? Hulle het God se aangesig nie gesoek nie. Vra vandag my broer en suster, wat is die motiewe van die geestelike leierskap en die priesters in die Nuwe Testament? Soek hulle die aangesig van God, nader hulle tot God, aanbid hulle God, halleluja. Besef hulle afhanklikheid van God. Roep hulle uit tot God, Jehovah, Elohim. Sien, dis wat die land Suid-Afrika moet doen. Dis wat die geestelike leiers in hierdie land moet doen. Jy sien hierso, hierdie gedeelte. En die wat die wet handhaaf, het my nie geken nie. Ek bid die Here dat ons kennis van God se woord sal hê in terme van die Nuwe Testament, waar Christus as hoëpriester gekom het en hy vir ons wette gegee het in die Nuwe Testament. Het ek en u kennis oor daardie wette wat God vir ons deur sy seun Christus gegee het vandag op hierdie aarde in sy koninkryk. Sien, dit verskil van die wette van hierdie land, maar daar's 'n koninkryk van God. Amen. Is jy gebore in hierdie koninkryk? Are you born in this kingdom? As jy wedergeboorte, as jy wedergeboorte het, jy moet jy kennis hê. Halleluja. Want Hebreërs 7:12 sê, die verandering van 'n priesterskap kom daar verandering van wette. Amen. Wie is die hoofpriester wat gekom het volgens die orde van Melchisedek? Jesus Christus. Amen. Halleluja. Was die wetgeleerdes in die Nuwe Testament? Wat word vir die kerk voorgegee in die Nuwe Testament? Halleluja. Versigtig wees as vir die regte wette betrokke is. Hy sê, my nie geken nie. En die vorste het teen my oortree. Luister, skryf dit asseblief neer. Die Afrikaans gee die woordjie nie baie duidelik nie. The pastors. Pastore, die herders. Sy aanklag teen die herders. Dis die pastore, the pastors.
Hulle het teenoor God opgetree. Hulle het oortree teen die Here en die profete. Weet julle hoe die profete geprofeteer? Hulle het geprofeteer deur Baal. Want die volk was betrokke by wat se aanbidding? Baal aanbidding. En hierdie profete van die Here het geprofeteer deur Baal, nie deur God nie. Verskriklik aanklag teen die kerk. Luister, daar's 'n probleem in die land as hierdie dinge gebeur. Ek bid die Here vir die pastore. Ek bid die Here vir die profete, my broer en sussie. Dat ons nie weer die wêreld valse profete deur menslike verstand en kennis gaan profeteer nie. Dat ons luister vir die Gees van God, halleluja. Want 'n ware profesie is geïnspireer deur die Heilige Gees van God. Amen. Dis wanneer 'n profeet profeteer. Wanneer jy by God se Gees hoor, dan profeteer jy. Ek bid vir die leerders, vir die pastore, my broer en suster, wat die kudde moet lei, dat God ons sal help, nie net hulle eie gewin nie en verkeerde dinge gaan doen nie, maar dat ons ernstig sal wees met die kudde wat aan God behoort. Kudde behoort aan geen pastoor. Luister, ek sien dit altyd soos Dawid. Kudde het nie aan Dawid behoort nie, aan wie die kudde behoort? Aan sy pa. Die kudde behoort nie aan my nie, behoort aan my Vader. Halleluja. Jy het my net aangestel vir hierdie kudde. Ek het 'n groot verantwoordelikheid as geestelike leier en dit moet 'n impak maak in hierdie land Suid-Afrika. Dit wat ek doen. Nie angstig wees om 'n leraar of 'n pastoor te wees nie, van erger oordeel op. As 'n oordeel van God wat dit aan die werk is. Vir predikers, pastore wat hulle self verryk met verkeerde motiewe in 'n bediening is. Luister nou 'n bietjie hierna, hierdie aanklagte. Jesaja 28 vers 7. En ook die manne hier wankel deur die wyn en waggel deur die sterk drank. Priesters en profete wankel deur die sterk drank. Hulle is verward van die wyn. Hulle waggel van sterk drank. Hulle wankel as hulle gesigte sien. Hulle waggel by die regspraak onder die invloed, maar nie van die Heilige Gees nie. As daar een ding is wat ook 'n vervloeking bring in 'n land, is 'n drank. Jeremia 10:21. Want die herders het dom geword, man is sonder verstand. Hulle ken nie die wet van God nie. En die Here nie gesoek nie, soek jy God se aangesig. Raadpleeg jy die Here of afgestorwe geeste? Veel mense wat eerder na die karavantjies toe gaan, waar sê is om afgestorwe geeste te raadpleeg oor die toekoms, terwyl jy jou toekoms in die hande van God is. Nader God, my broer en sussie. Ja. Wat sê hierso? Die mense kan profeteer teen die herders van Israel. Profeteer en sê vir hulle, vir die herders. Sorry, Jeremia 10:21, dat ek net klaar maak. Want die herders het dom geword en die Here nie gesoek nie, daarom was hulle nie voorspoedig nie en hulle kudde is verstrooi. Jesaja 34:2-4. Mense kan profeteer teen die herders van Israel, profeteer en sê vir die herders: so spreek die Here, Here, wie die herders van Israel wat aan hulle self veiding verskaf. Moet die herders nie die skape laat wei nie. Julle eet die vet en beklee julle met die wol. Julle slag die vetes, maar die skape laat julle nie wei nie. Julle versterk die swakkes nie en maak die siekes nie gesond nie en die wat gewond is verbind julle nie. Gebaseer op Jesaja 61, hier kom die rol van die ouderlinge in. Verantwoordelikheid wat daar is vir die kerk wat hulle moet doen. Gaan oor die kudde. Sê hierso, bring julle nie terug nie. Julle bring nie die wat verlore is terug nie. Wat is dit? Evangelisasie. Daar is hoeveel verlore skape daar buite. En dis ons verantwoordelikheid ook as geestelike leiers, evangeliste, om die verlore skape te gaan haal, evangelisasie te doen, as 'n aanklag teen die kerk, dit te impak in 'n land. Hy sê maar met strengheid beheers julle hulle met hardheid, sê die woord van die Here, Jeremia 2:13. Volgende ding wat hulle gedoen het, hy sê, want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. Eerste ene is wat hierdie geestelike leierskap gedoen. Jy sien, hierdie is die geestelike atmosfeer in 'n land. En hier lyk Suid-Afrika nie my mense.
Dan bid ek die Here vir ware priesters, ek bid die Here vir pastore, ek bid die Here vir profete, wat kan opstaan, halleluja, in suiwerheid en in reinheid van die evangelie van God se woord, wat profesie gee en profeteer, wat die gees van God vir die profete gee, my broers. Sien, kom ons gaan kyk wat het die volk nog gedoen, want my volk het 2 verkeerde dinge gedoen. Die tweede ding is, die fontein van lewende water het hulle verlaat. Nee, ek gaan drink op ander plekke, om vir hulle reënbakke uit te kap, gebarste reënbakke, wat geen water hou nie. Galilea was vol van hierdie reënbakke gewees. Kan ons nog 'n heilige water, hulle het nie die fontein van lewe genader nie, hulle het gelos wie God is en wie Christus is. En hulle het gaan soek na ander water. En daarom is daar sekere gelowe, hulle sal vir jou heilige water bring. Hierdie is heilige water. Ek gaan vir jou sê, Christus is die fontein van lewende water. Wat lewe in homself het en lewe gee aan almal, Jesus Christus. Halleluja. Jeremia 17:13. O Here, verwagting van Israel, wat almal U verlaat. Hulle het God verlaat, sal bestaan staan. Wie van my afwyk sal op die aarde geskryf word, want hulle het die Here, die fontein van lewende water verlaat. Bly by die fontein, my broer, sussie, ek bly by jou. Drink uit die regte fontein. En hierdie lewende water, wat doen dit? Dit is verfrissend, dit is verkoelend. Dit is reinigend, halleluja, en vrugbaar. Jy sien, hierdie lewende water is om die dooie sondaars lewend te maak. Sê die woord nie julle wat dood was nie, het hy lewendig gemaak nie. Is die lewende water wat uit Christus vloei, wat dit gebeur. Hy sê, dit bring herlewing, amen. Dit ondersteun en onderhou ons in ons geestelike lewe om aan te gaan. Die ewige lewe spruit voort uit hierdie lewende water wat uit Christus kom. Dis ewigdurend, my broer en sussie. Dis 'n fontein, halleluja, en dit dui op Christus. Sien, dis die groot oorvloed is in hom, is in Jesus. Dit is die ware fontein. Wat sê die woord van die Here? As jy Jesus in jou lewe het, wat het jy? Strome? Gaan uit jou binneste vloei. Luister, daar gaan geen strome uit jou vloei as jy nie Jesus in jou lewe het nie. As jy losmaak van Christus, weet jy geen water nie. Is Jesus sê in Johannes 6 vers 56, as julle hierdie vlees eet en hierdie bloed drink, is ek in julle is in my. Halleluja. As Christus in julle is, wanneer jy praat, is daar strome van lewende water wat uit jou binneste vloei, dat jy mense kan drink van hierdie fontein van Christus binne in jou. Jesus kom in Johannes 4 vers 10 by die Samaritaanse vrou, jy maal ken dit. Jesus vra, hy sê, as jy vir my gevra het vir water, hy sê, Here, jy het nie eens 'n bak nie. Waar gaan jy vir my water gee om te drink? Maar wat sê Jesus vra? Jesus het gesê vir haar, as jy die gawe van God geken het en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy vir hom gevra het en hy sou vir jou die lewende water gegee het. Christus is die lewende water. Daar die fontein staan langs die fontein. Ja. Wat er een druk vir ons uit. Jy dors verword. Luister, daai vrou daar by die put, het kom water skep, omdat daar 'n behoefte was van dors, het jy 'n geestelike dors in jou lewe, want die put, Jesus Christus is hier vanmôre. Halleluja. In Johannes 7 vers 37 en 38 kom Jesus op die laaste dag van die fees. Hoekom? Op die laaste dag van die fees. Omdat daar waterrituele was wat hulle uit die bad van Siloam gehaal het. Dit is in die konteks hiervan kom Jesus en hy roep uit op die laaste dag van die fees te sê. As iemand dors het, laat hom kom. Wie? Baie keer vra mense, stoor. Kon ek vervul word? Die Heilige Gees, wat is die antwoord? Weet jy? Die dors. Ek vandag vir jy sê, my dienses. Niemand sal die Heilige Gees van God ontvang, as daar nie 'n dors. Amen.
iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Halleluja. Prys die Here. Jesus is daar die rots. Daar van die volk Israel in die woestyn water uitgedrink. Die geweet? Amen. Al weet jy dit nie geweet nie. Kom ek vat nie na 1 Korintiërs 10 vers 4. Wat sê Paulus hier? Hy praat van die volk Israel. Hy sê en almal van hulle daar in die woestyn het dieselfde geestelike drank gedrink, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het, dis die rots Jesus Christus. Halleluja. Ons suster daai rots is hier vanmôre. Hy fontein is. Amen. Kom ek van u sê die water vloei en hy fontein konstant. Onophoudelik is daar 'n vloei van lewende water uit Jesus Christus. Is jy dors? Amen. Hy is thirsty. Amen. Hulle wat dors het, sê Jesus, julle moet kom drink. Amen. Vind genesing in 'n land plaas. Wat is ons redding, broer en suster? Wat sê die woord van die Here? Want hulle het die Here, die fontein van lewende water verlaat. As jy Christus verlaat, is dit verby. Jy moet gebind wees aan Jesus, waar hy die water vloei. Jesegiel 37 vers 23. Hoe vind redding plaas? Hoe vind genesing in 'n land plaas? En hulle sal nie meer verontreinig nie met hulle drekgode en hulle verfoeisels en met hulle oortredinge nie. Al hierdie geweld, seksuele ongeregtigheid, geestelike leiers vals is, profete vals is, nie die waarheid van die evangelie verkondig nie. Valse leerstellinge. Luister wat sê die woord van die Here. En ek sal hulle verlos uit al hulle woonplekke waar hulle gesondig het en sal hulle reinig. Halleluja. Jy sien, reiniging vind plaas wanneer ons voor God kom staan. En ons suster, al wat ons kan doen is in die land Suid-Afrika voor God kom en sê, Here, help ons land Suid-Afrika vir dit wat in hierdie land aangaan. En ek bid die Here dat die geestelike leierskap is die tweede aspek nader na die huis toe, wat 'n land kan beïnvloed, is om nie die fontein Jesus Christus te los nie. En dit is die senter van ons boodskap en die evangelie wat ons verkondig. Is Jesus Christus, halleluja. Daarom verkondig ons, halleluja, nie klomp ander afgode nie, nie 'n paar duisend of 'n paar miljoen nie. Een, naamlik God die Vader, Seun en Heilige Gees wat die eenheid is. Dis wat in hierdie gemeente verkondig sal word, halleluja. Dis wat in Sasolburg in hierdie gemeente verkondig sal word. We will shout it out from the rooftop. We speak Jesus Christ. He's the rock, halleluja, uit wie die water vloei. Kom ek vandag vir u sê, broer en suster, kom terug na die 5 D's toe ons moet bewus wees van die rots Jesus Christus. Luister, ons moet ons bekeer. Dis wat die woord van die Here sê, leer bekering. Redding van hierdie land is bekering van vexation van mense in hierdie land. Sien, maar daar tye van verkwikking, daar tye van verfrissing. Ek glo vanmôre is so tyd. Weet ons suster, hier is lewende water vanmôre, wat ek vandag vir u sê. Die rots Jesus Christus is hier. En wat sê die Here in Handelinge 3:19? Sê Paulus hier op hierdie woord, hy sê, repent ye therefore, ek lê in bekering, and be converted, daar moet 'n transformasie plaasvind, that your sins may be blotted out. Why? When the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Hallelujah. I believe that the land needs this refreshing, this latter rain to fall on the ground of people. Hallelujah. Transformasie in 'n land vind plaas wanneer eerstens die geestelike leiers opstaan en Jesus Christus verkondig, wanneer mense in hierdie land hulle bekeer van hierdie verkeerde dinge, wanneer geweld ophou in 'n land, wanneer seksuele ongeregtigheid, wanneer afgodsaanbiddery in 'n land verwyder word, sal nooit totaal onvol verwyder. Ons praat van die meerderheid. Maar ek wil sê, gaan dinge gebeur in land Suid-Afrika, dis waarvoor ek bid. Ek wil so dat hierdie dinge sal gebeur. And people will not keep on vexing this land. En hierdie land verontreinig deur hierdie verkeerde dinge wat hulle doen nie. Mag die kerk nie 'n rol speel in dit wat in hierdie land gebeur. Ek praat van Christelike gelowe by die Here, broer en suster. Wat moet ons doen? Ons moet toelaat en staan en sê,
En dit is wat ons gaan doen vanmôre. Ons gaan bid deur 'n lied. Jy weet jy kan bid deur 'n lied. Ons gaan tot God bid deur 'n lied. Let your living waters flow over my soul. Are you thirsty this morning? Luister my meteen sussie, ek vra vir jou om alleenlik op te staan. As jy dors het. As jy wat wil bid vanmôre, want as jy sing dan bid jy. Kom vorentoe kom julle.